Goeiemôre. Jy luister na die 7de oordeenking in die reeks Jesus is die vraag. Die tema vanoggend is God ken my naam. Die skrywer van Jesus is the question neem 'n gewigtige perspektief wanneer hy verwys na Jesus se vraag aan die man met die aaklige bynaam. Kom ons lees weer Markus 5 vers 6 tot 11. Toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehardloop en voor hom neergeval. Hy skree toe met 'n harde stem: Los my uit, Jesus, seun van die Allerhoogste God. Ek besweer u by God, moet my nie pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onrein gees, gaan uit die man uit. Jesus vra hom toe, wat is jou naam? Hy antwoord hom toe, my naam is Legioen, want ons is baie. 'n Legioen verwys na 'n afdeling soldate van 6000 in tal. Nadat Jesus hom van die onrein geeste bevry het, wou hy by Jesus bly. Maar Jesus beveel hom om huis toe te gaan en terug na sy familie toe. Die gewigtige perspektief waarna ek verwys, is dat 'n mens aanvaar dat die man sy eie naam teruggekry het. Dat toe hy by sy familie aankom, hy nie meer by 'n bynaam genoem is of wat dit mag wees nie, maar dat hulle hom op sy naam kon noem. Hy was vir soveel jare anoniem, naamloos, uitgesluit van enige ander menslike kontak. Kan jy jou dit indink? Waarskynlik was die eerste ding toe hy vertel het wat met hom gebeur het, dat hy gesê het, hy het my naam gevra. Die skrywer maak ons eintlik bewus van hoe vanselfsprekend ons aanvaar wat hier gebeur. Wat is die gewigtigheid van hierdie oomblik? Die feit dat Jesus die man se naam vra, en die feit dat die Bybel ons keer op keer verseker dat God ons by die naam ken, is 'n absoluut blye versekering. Dit impliseer dat ons God nie 'n onpersoonlike mag is nie, maar 'n persoonlike God. Die Almagtige van hemel en aarde staan met my, 'n geringe mens, in verhouding. Dan neem die skrywer ons na 'n gelykenis wat Jesus vertel het en lig 'n aspek van die gelykenis uit wat ons selde oordink. In Lukas 16 vers 18 begin Jesus die gelykenis van die ryk man en Lazarus so. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Ons hoor nie noodwendig wat die mense van destyds onmiddellik sou opmerk nie. Wat hulle dadelik sou hoor, is die sosiale orde wat hier versteur word. Dis nie hoe sulke stories vertel word nie. Want 'n ryk man was aan almal bekend. Jesus noem egter nie sy naam nie. En daarna verwys Jesus na 'n arm, onbelangrike bedelaar. En ons weet almal, sulke mense se name is aan niemand bekend nie. Maar Jesus deel sy naam, Lazarus. Ryk en invloedryke mense se name is so belangrik, dat dit self sekondêre waarde het. Hoor net hoe graag mense in gesprekke name dropping doen. Jy weet die ander dag toe ek daar by in julle gebraai het, toe gesels ons so 'n bietjie golf. Nou die dag toe sit ek en Johan so 'n bietjie in gesels oor besigheid. Jy weet daar by die Rupert se oulike plekkie wat hulle het. Almal ken 'n ryk man se naam. Maar wie ken die bedelaar se naam? Jy weet, Lazarus het nie ambisies om aan die tafel te sit met die ryk man en sy vriende nie. Hy begeer nie eens die fancy maaltyd wat hulle eet nie. Hy wil maar net die krummels hê wat van hulle tafel afval. Maar Jesus ken sy naam. Hy is Lazarus. Maar ook hier sou die eerste lesers iets raak hoor wat ons nie onmiddellik hoor nie. Lazarus se naam kom van die Hebreëse naam Eleazar, wat saamgestel is uit El, wat beteken God, en Azar, wat beteken help. Dus,
Lazarus se naam beteken, God is my hulp. Jesus se gelykenis het 'n dubbele bedoeling. Dit werp oordeel oor elkeen wat 'n naamlose ignoreer, wat die nood en lot van 'n arm en honger man ignoreer. Omdat God ons naam ken, en omdat God ons helper is, behoort ons 'n geloofsgemeenskap te wees wat self weet, God ken my naam. En belangrik, God ken ook die naam van die wat arm, honger, siek, eensaam en verlate is. God ken my naam. God ken ons elkeen se naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U wat ons elkeen by die naam ken. Dankie dat U ons hulp is. Ons bid in hierdie dag dat U elkeen sal vertroos wat hieroor twyfel, wat anoniem voel, wat voel of niemand hulle naam ken nie, of hulle vergete is, verstote is. Voor U is ons nooit naamloos nie, is ons nooit alleen nie. Open ook ons oë en ons harte vir elkeen, wie se naam U ook ken. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.